Warm Saterdag. Ons is baie dankbaar vir die lekker reën wat ons die afgelope week gekry het. Kom ons maak gou ons oor toe en bid ons gou saam. Liewe Jesus, baie dankie vir 'n geseënde Saterdag. Baie dankie dat ons kon opkom vandag na u huis toe om na u stem te luister. Here, gaan asseblief saam met elkeen wat vandag vir ons 'n boodskap gebring het wat u op hulle hart gedruk het, dat ons 'n besonderse boodskap van u sal ontvang en ook sal dankbaar wees vir die tyd wat ons saam met u kon spandeer het. Dit is my gebed in die wonderlike naam. Amen. Daar was 3 verjaarsdae hierdie week. Die eerste was mamma en dogtertjie, Jolandi en Skaller, wat so die 11de en die 13de verjaar. Baie geluk met julle verjaarsdag. Ons hoop julle het 'n lekker jaar gehad en hoop julle was lekker bederf. En onthou altyd, liewe Jesus is baie lief vir julle. En die 14de was Veronica, sy is nog nie hier vandag nie, maar sy vir ons sê ook baie geluk met haar verjaarsdag. En mag die Here julle nog vir baie jare gespaar hou. Daar was geen huweliksherdenkings nie. Was daar enige spesiale geleenthede hierdie week? Marius? Ok, baie geluk met jou fake verjaarsdag. Ek het nogal gewonder oor daai ene. Ok, kom ons sing asseblief, of kom ons luister na 'n spesiale item, There is a Fountain.
Sê baie dankie julle. Kom ons kyk gou na die sendingverhaal. Dankie. Leraar Lee, sy vrou Terry en hul dogter Kayla staan op die punt om 'n geloofsprong vir Jesus te doen. Hulle verhuis na Hickory, Noord-Carolina, in antwoord op 'n beroep om 'n Hmong-kerk te help stig. Hy is 'n Hmong-leraar, oorspronklik van Thailand, en Terry koördineer die Adventiste vlugteling en immigrantbediening in Noord-Amerika. Die Adventiste vlugteling en immigrantbediening is in 2009 deur die Noord-Amerikaanse divisie geloods. 2 jaar later het die 13de Sabbatskooloffergawe Kerkstigting 'n ware hupstoot gegee. Toe kon 'n span kerkstigtingskonsultante van 12 taalgroepe, verspreide groepe onlangs hervestigde vlugtelinggesinne besoek en bemoedig. Die eerste stap in ons doel om ander kulture te bereik is om die mense te vind wat God geroep het en hulle te bemagtig om hul eie mense te bereik. Hierdie konsultante het groepe in kerke georganiseer, hul leiers gementor en met plaaslike konferensies in verbinding gebring. Dit het gewerk. Hulle is gerespekteer en mense het aangetrokke tot God gevoel. Hulle werk om kerke te stig was grotendeels doeltreffend en suksesvol. Hulle het ook 'n roeping gevoel om hul eie mense te bereik. Met die hulp van die Heilige Gees het die werk vinnig begin groei. Die aantal taalgroepe het verdubbel. Die vlugtelinggemeentes het verdriedubbel van 57 tot 179. Lidmaattal het vervierdubbel en die jaarlikse doopdienste en tiendes het 8voudig toegeneem. Sodra kerke georganiseer is, het die nuwe lidmate hul gemeenskappe begin dien. Die 13de Sabbatskooloffergawe het ons in staat gestel om met reisonkoste te help vir kerkstigting in gebiede waar daar nie kerke was nie, waar hulle reeds mense bearbei het. Hulle kon nou gaan bedien, kerke onder klein groepie stig en dan kon die nuwe lidmate hul gemeenskappe bereik. Die werk het net gegroei en verder uitgebrei as wat ek ooit kon droom. Leraar Lee het tot dusver 3 Hmong-kerke gestig en werk tans met 'n 4de. Dit is uiters moeilik om met die Hmong mense hier in die VSA te werk. Sodra die Hmong mense Christene word, dan sal jou eie mense jou afsny. Hulle beskou jou as 'n uitgeworpene en onteien jou. Dus, tensy ons 'n ondersteuningsstelsel voorsien, is dit baie moeilik vir iemand om die kultuur en hulle familie te verlaat. Leraar het 'n wêreldwye Hmong-netwerk geskep, wat belangrike Hmong Adventiste leiers en lidmate in elke deel van die wêreld verbind. Hierdie leiers maak beurte om die weeklikse aanbidding te lei. Nou dat die Lee gesin na Hickory verhuis, is dit hul droom om 'n kerk in Hickory en nog een in die nabygeleë stad Charlotte te stig. Die tweede stap om ons doel te verwesenlik is om 'n Hmong opleidingsentrum te vestig. 'n Plek waar ons leiers kan toerus, nie net in hierdie land nie, maar ons hoop om 'n plek te kan hê waar ons leiers wêreldwyd kan oplei. Dis ons doel en dis ons droom. Leraar Terry en die vlugtelingkerke reg oor die Noord-Amerikaanse divisie is dankbaar vir julle wat deur julle ruim 13de Sabbatskooloffergawe gehelp het om dit alles moontlik te maak. Baie kerke is as gevolg van die 13de Sabbatskooloffergawe gestig. Die werk onder vlugtelinge het nou baie verder gegaan as wat ons osself kon indink toe ons in 2009 begin het. Bid asseblief vir die werk wat derentyd onder immigrante en vlugtelinge gedoen word. Bid ook vir die Lee gesin wat kerke in Noord-Carolina stig. Dankie dat u sendingwerk ondersteun wat help om kerke reg oor die wêreld te vestig. Sê baie dankie julle. Ons sal gou vir Jaken vra om die offer en dank sending op te neem. Dankie.
ons mag gou so toe. Liewe Jesus, baie dankie dat U ook hierdie week ons geseën het om te kan verdien en ook te kan teruggee, Here. Ons vra asseblief dat U hierdie gawes sal seën en vermenigvuldig, net soos U dit kan doen, Here. En ons bid spesiaal vir al U kinders reg oor die wêreld wat werk vir U koninkryk, dat nog siele toegevoeg sal word tot U koninkryk. Ons vra asseblief dat U ons elke dag sal lei om ons oë op U gerig te hou en uit te sien na die dag wanneer U gaan kom om ons te kom haal. Dis my gebed in U wonderlike naam. Amen. Ek moet vir ons 'n stukkie uit Johannes 4 lees van die Samaritaanse vrou. Toe die Here dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. En hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, so maar by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het, wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepting nie, en die put is diep, waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad. En die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. En op die oomblik het sy disippels gekom en hulle verwonder dat hy met 'n vrou in gesprek was. Tog het niemand gesê, wat verlang u nie, of waarom spreek u met haar? Die vrou het toe haar waterkan laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie? Hulle het toe uit die stad gegaan en na hom gekom.
En dan wil ek ook net een stukkie nog lees, Johannes 6 vers 35. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. En dit is die boodskap, wat ek met julle wil deel, dat ons moet maar altyd vir Jesus innooi. Openbaring 3 vers 20 sê vir ons, kyk, hy klop aan die deur en hy wil inkom, so ons moet hy besluit maak om hom oop te maak, sodat die lewende water in ons kan inkom. Ek wil vir julle, ek wou eintlik 'n eksperiment gedoen het, maar ek het toe afgeneem by die huis, maar asseblief, as julle die eksperiment wil doen, vra maar asseblief vir mamma en papa om julle te help, want het is maar 'n bietjie gevaarlik. Julle kan vir ons eksperiment gou gewys, dankie. Goeienaand julle almal. Hier is 'n kort video of 'n kort eksperiment wat ek vir julle wil wys hoe belangrik water is. In hierdie koppie, soos julle kan sien, is daar niks water nie. Ek gaan net hier insit en aan die brand steek en sien wat gebeur as ons hierdie eksperiment doen sonder enige water. Nou soos julle sien, brand hy nou. Die hele koppie brand maar so uit. Ek het hom juist nou aangesit net om vir veiligheid. Moet asseblief nie hierdie by die huis doen sonder dat ouers julle sonder die dat ouers julle toestemming gee nie. So kan jy sien die hele koppie brand dood. Kijk, en in die koppie is daar 'n bietjie water, soos jy kan sien. Ek gaan self die eksperiment hier doen. En soos ons sien, begin hy brand hy ook soos die vorige koppie, maar soos jy sien, hou hy net op, daar waar die water begin. Wat eintlik vir ons 'n mooi voorstel of 'n mooi voorbeeld is van hoe belangrik die Jesus is, wat hy die lewende water, wat hy in ons kom, dat sy water in ons is. En volgens die Bybel is Jesus die lewende water, om vir ons te wys dat ons kan nie sonder hom lewe nie, en dat hy ons kan vul. En dis my eksperiment wat ek met julle wou gedeel het. Baie dankie. Baie dankie julle. Ek wil hê, ons moet asseblief afsluit met 'n spesiale item. Vul my kap. Dankie julle. Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. So my children, if the things this world gave
Sê baie dankie julle. Terwyl ek nou so na hierdie liedjie luister, dink by myself, die dag as Jesus ons gaan kom haal, en ons is almal by hom in die hemel, wat 'n wonderlike lied gaan ons nie vir die Here sing, om te sê, dankie, vir alles wat hy vir ons gedoen het nie. Dis my boodskap wat ek met julle wil deel. Kom ons maak ons oor toe. Liewe Jesus, baie dankie dat u op die regte tyd gekom het, om vir ons te kom wys, u is die ware brood van die lewe, en u is die water, die lewende water. Here, vul ons elkeen, sodat ons nooit dors sal kry nie, en dat ons gereed kan wees vir die dag as u gaan kom om ons te kom haal. Terwyl ons in die wêreld is, Here, gaan ons nog baie ellende en swaar kry en moeilikheid ervaar, maar baie dankie dat ons kan weet, u het alreeds oorwin, en u gee vir ons die hoop, dat ons ook deur u krag en deur u liefde ook kan oorwin. Help ons asseblief om elke dag nader aan u te leef, en laat ons liggie so sal brand, dat die mense u in ons lewens sal raak sien, en u sal verheerlik, elke liewe dag, tot op die dag en u gaan kom, om ons ewig huis te vat. Dit is my gebed in die wonderlike naam. Amen. Baie dankie julle, ons gaan nou skuif vir die klassies.